Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons vanmôre weer so kan saam wees. Nou ons het aan die einde van nog 'n week gekom en ek kan amper nie glo is alreeds die 8ste Maart nie. Nou vra vir jouself baie keer die vraag af waarheen gaan die tyd? En dit is so, hoe ouer jy raak, hoe vinniger gaan die tyd verby. En die gebed van my hart is dat die Here ook vir ons ryklik sal seën in hierdie dag en ook die naweek wat hy ons gee, so 'n kort tydjie van verkoeking, dat ons liggaamlik en geestelik onsself kan versterk en ook toerus vir die nuwe week wat voorlê. Nou ons gaan vanmôre ook ons kort reeksie afsluit met hierdie gewoontes van die Here Jesus en ons gaan verder kyk na Jesus se gewoonte om te bid. Ek het vir u gesê dat Jesus die gewoonte gehad het om na die sinagoge te gaan, Lukas 4 vers 16, en dan ook die gewoonte gehad om na die Olyfberg te gaan om te bid, Lukas 22 vers 39 tot 41. Nou ons het reeds vir u gesê, vriende, dat Jesus hierdie gewoonte gehad het om te bid en hy het dit gedoen deur vir ons 'n voorbeeld na te laat, ook om ons gewillig te maak dat ons sal onderwerp aan Vader se wil, soos hy homself aan Vader se wil onderwerp het toe in die tuin van Getsemane was. Maar ook sien ons verder dat Jesus gebid het om dan versterk te word in die innerlike mens. U sal onthou toe die Here Jesus in die tuin van Getsemane geworstel het met hierdie feit dat hy die sondedraer sou word. Onthou, Christus het nooit 'n sondaar geword nie. Hy het die sondedraer geword, soos ons in die Ou Testament leer dat die lammetjies wat geslag was, dan ook eintlik 'n beeld was van die sondedraer. So was Christus dan God se volmaakte lam wat aan die kruis sou sterf as die onskuldige in die plek van die skuldiges, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie. Nou sien ons dat so aan die voorhand van Jesus se gevangenis en dan ook die feit dat hy in hegtenis geneem was en dan ook later gekruisig was hy in die tuin van Getsemane besig om te bid. Gebed is belangrik, want u sien, ons weet nie wat vir ons voorlê nie. Jesus het geweet en hy het baie duidelik voorspel dat hy gevangene geneem sal word, dat hy dan gekruisig sou word en dat hy sou opstaan na 3 dae. Maar een, ek weet nie wat môre en oormôre gaan gebeur nie. Jesus wat geweet het wat gaan gebeur, het homself toegewy in gebed aan sy Vader. Een, ek moet des te meer ons toewy aan God in gebed, omdat ons nie weet wat in die onbekende toekoms vir ons voorlê nie. Maar hoor wat gebeur. Jesus het hom afgesonder en hy het gebid en gesê, Vader, as dit u wil is, neem tog hierdie beker van my weg. Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En die Bybel sê, 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, sodat sy sweet bloeddruppels geword het. Wat baie belangrik is, dat u en ek sal verstaan dat Christus 'n unieke aardse bediening gehad het. Hy was uniek in sy wese, die sondelose seun van God. En God het ook beskik dat 'n engel hom sou versterk het, want die stryd was so intens, 'n stryd wat u en ek nooit sal kan ervaar of kan verstaan wat Jesus ervaar het in die tuin nie. Maar gebed, vriende, het presies dieselfde krag en versterking in my en jou siel. Wanneer ons bid, staan ons van ons knie af op met nuwe krag en nuwe hoop en moed vir die dag wat voor ons lê. Want ons weet dat God ons gehoor het en deur sy Gees stel hy ons in staat om meer as oorwinnaars te wees in sy naam. Die apostel Paulus gee ons 'n praktiese voorbeeld van 'n stryd wat hy gehad het. Ons weet nie presies wat die stryd was nie, maar 2 Korintiërs 12 vers 7 leer vir ons dat Paulus 'n doring in die vlees gehad het. Hy sê, 'n engel van die Satan om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Nou wat dit presies was, weet ons nie, maar vers 8 sê vir ons, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. So, dit was 'n erge stryd waardeur Paulus gegaan het. Hy bid die Here 3 maal dat hierdie stryd van hom sou wyk, hierdie erge beproewing waardeur hy gegaan het. En die Here het vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Nou sê Paulus, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. U sien, wanneer ons bid, onderwerp ons aan Vader se wil, en hy versterk ons in die innerlike mens, want ons weet dat alles wat hy oor ons lewe sal toelaat, sal ten goeie meewerk. Nou kom Paulus in vers 10 en hy sê, daarom het ek behaan swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Gaan praat met baie kinders van die Here, en hulle sal jou vertel, in tye van erge siekte, in tye van erge beproewinge, finansiële krisisse, in tye van waar hulle worstel met sondige dinge, of miskien met kinders, of miskien met familie, of 'n man of 'n vrou, ervaar hulle God se krag op 'n besondere manier, wanneer hulle die woord bestudeer, en wanneer hulle roep na God in gebed, want hy hoor hulle in hulle angste, in hulle node, en in hulle stryd, en hy gee vir hulle die krag om daardeur te kom.
'n Engelse vertaling stel dit vir my so mooi, 2 Korintiërs 12 vers 8. Daar staan, 3 times I begged the Lord to make this suffering go away. But he replied, my kindness is all you need. My power is strongest when you are weak. So if Christ keeps giving me his power, I will gladly boast about how weak I am. Dis nie vir u mooi nie. Paulus sê, weet jy man, as die Here dan kies om hierdie stryd oor my lewe toe te laat, dan sal ek roem in die Here, want sy krag sal in my werk om meer as oorwinnaar te wees. U sien vriende, as ons biddende mense is, sal die innerlike mens versterk word, selfs in die moeilikste tye van ons lewe, om koers te hou en vreugde te kan smaak, juis omdat ons weet, die Here is met my. U sien, stryd is deel van elkeen se lewe. Die bidder weet dat God se wil sal geskied. Romeine 12 vers 12 sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Dis die voorbeeld wat Jesus vir ons nagelaat het. Sy gewoonte om te bid, roep ons op om die gewoonte aan te kweek om te bid, sodat ons kan volhard, geduldig kan wees in tye van verdrukking. Efesiërs 6 vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding. Hierdie in die Gees bid beteken niks van al hierdie snaakse goed wat jy in kerke vind vandag nie. Om in die Gees te bid is eenvoudig om in afhanklikheid van God se Gees jou hart voor God uit te stort. En die Bybel sê in Romeine 8 vir ons dat God wat ons dieptes ken, ook deur sy Gees hierdie versigtinge aan God bekend maak. 1 Tessalonisense 5:17 bid sonder ophou en Kolossense 4 vers 2 volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Daarom vriende is belangrik om te sien dat die Here volhard het in hierdie gebed en dat die Here ook vir ons hierdie voorbeeld nagelaat het van die gewoonte om te bid. 'n Laaste gedagte, gebed bewaak en bewaar my hart om nie in te gee vir versoekings nie. Dink aan Jesus vriende toe hy versoek was in die woestyn. Hy was 'n man gewees wat gebid het en hy het vir die duiwel kanaand geantwoord, daar staan geskrywe. In die tuin van Getsemane het hy dieselfde versoeking deurgegaan en hy bly volhard. En die Bybel sê vir ons dat die Here Jesus het die stryd deurgegaan omdat hy die gewoonte gehad het om te bid. Hy was versterk in die geloof en toe hy in hierdie erge stryd kom, het hy net bly volhard in die gebed. Aan die kruis lees ons Lukas 23:33. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerste het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. U sien die versoeking? Kom van die kruis af, dan sal ons in u glo. 'n lafhartige poging van Satan, dat Jesus nie die sondedraer sou word nie, of sou wees nie. Wat doen Christus? Geduldig aan die kruis, hang hy daar. Hy stort sy lewe uit, sodat sondaars gered kan word. En ek moet onthou, as ons nie 'n lewe van gebed het nie, vriende, sal ons nie in tye van versoeking staande kan bly nie. Die Bybel sê vir ons, hulle het met die Here gespot, en daar was hoeveel dinge wat gebeur het, en hy het daar Vader se wil ten uitvoer gebring, sodat hy ook u en my redder kan wees. U sien, dit is belangrik om te sien, dat Jesus vir sy disippels geleer het, in Matteus 6:13, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Jy sien, dis die groot ding. Vader, ek bid, help my, lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose een. Matteus 26:41, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Baie mense val in versoeking, en as jy met hulle gaan praat, is omdat hulle nie waak en bid nie, omdat hulle nie die woord bestudeer nie, omdat hulle nie hulle hart uitstort voor God in gebed nie. Dan het hulle nie krag om deur hierdie stryd en versoekings en beproewings te gaan nie, want dit is deel van ons almal se lewe. Petrus sê in 1 Petrus 4 vers 7, die einde van alle dinge is naby, wees dan ingetoe en nigter om te kan bid. Jesus se gewoonte was om te bid, die apostel se gewoonte was om te bid, die vroeë kerk se gewoonte was om te bid, u en ek moet die gewoonte aanleer, dit kweek om te bid. Vriende, ons nederlaag is direk gekoppel aan ons gebedslewe. As ons meer gereeld gaan waak en bid, gaan ons minder val en sondig. Jy het reg gehoor. Ons nederlaag is direk gekoppel aan ons gebedslewe. As ons meer gereeld gaan waak en bid, gaan ons minder val en sondig. Ek sluit af met so 'n aanhaling wat ek gelees het, en daar staan, maak gebed die prioriteit van elke dag, die belangrikste afspraak van elke môre. Dan alleen sal jy staande kan bly, wanneer die versoekings, beproewings en storms van die lewe na jou en my toe aankom.
Die vraag wat u en ek in hierdie môre moet beantwoord, is ons biddende, wakende, wagtende en voorbereide mense. Jesus het die voorbeeld vir ons nagelaat. Kom ons volg sy voorbeeld na. Mag die Here ons ryklik seën, mag hy vir ons wysheid gee, tot eer van sy wonderlike naam. Groete vir u, mooi dag en mooi naweek daarna.